Moenie jou oplossing doodmaak nie. Jy kan jou oplossing met jou tong ook doodmaak. Met trots geborg deur Henya Truck and Trailer Spares en Hydraulic Koop. Here, ons wil nou uitroep oor elke sitkamer, oor elke huis, kombuis, slaapkamer, motor, kafeteria, daar waar mense nou kyk na hierdie program. Wil ons uitroep die bloed van Jesus. Ons wil vandag bid, Here, dat daar oplossing sal kom vir mense se probleme. Here, laat mense fyn sal luister nou na die Heilige Gees en dat hulle deurbrake nou sal kom. Ons almal wag vir deurbrake, Here. 100% van u kinders wag vir deurbrake. Ons bid vandag dat ons deurbraak sal kom. Dat ons in hierdie boodskap sal hoor hoe om te maak om ons deurbraak te kry. Lei u ons nou in Jesus naam. Halleluja. Amen. Goeiemôre almal. Bly vir my na 1 Samuel 30. Want ek wil hê julle moet vandag volg van vers 1 tot vers 24. U ook by die huis. As u dit nou op YouTube kyk, pos net so bietjie, kry 'n bietjie die Bybels, die kinders en u. Kom ons blaai net so bietjie in ons Bybels rond. Dis wonderlik om 'n app te hê op jou foon van die Bybel, maar weet julle wat? As jy aan hierdie boek vat, wat die Bybel is, wat uit 'n boom uit papier gemaak is, daar's iets anders om hom so te vat, om te ruik, om te proe en om te lees. Dis wonderlik die app, alles is wonderlik tegnologie, maar ek vra jou baie mooi, kom partykeer net by die woord uit ook. Kom net by die woord ook uit. Amen. So. Nie dat dit die alfa en die omega is nie, dit is wat in jou hart aangaan. Ons moenie oudtyds bly as dinge vernuwe nie, maar daar's tog sekere goed wat 'n mens maar net hier binne voel. Amen. Maar hier kom Dawid by Siklag met sy 600 man, hulle kinders en hulle vrouens is weg. Hulle weet nie as hulle dood of wat nie, hulle was net ontvoer. God het nogal gewerk in die storie. God het gesorg dat hulle nie een doodmaak nie. Dink, sit jou in die posisie, jy kom vanmiddag by jou huis, of jou ouers bel, jou huis is afgebrand. Jou pa en ma is gesteel. Hoe erg is dit nie? Daarom wil ek vandag vir jou sê, ons is benoud. Ons het depressie. Mense sonder werk. Die petrol styg. Het ons nie laas jaar gesê, gaan kyk op YouTube. God se ekonomie, waarsku Suid-Afrika, het ons nie gesê, dit gaan gebeur en dit gebeur presies soos ons gesê het. Alles gebeur so. Ons het gesê, daar gaan oorloë uitbars in die stede, dit bars uit. Dis nie oor nie. Wees dit verseker. Ek wil tog 'n vraagie vra. Waar was die Suidlanders? Ek het 12 dae daar rond beweeg. Ek het hulle nie gesien nie. Ek het almal wat met ganne daar rond geloop het gevra, dit regtig, is jy Israel visie of 'n Suidlander? Ek het hulle nie gekry nie. Ek wonder waar is julle? Kruip julle hier op Appington weg, of waar? Dis nou net snaaks dat julle nie daar was nie. Ons gaan later 'n bietjie verder praat. Jy weet, jy kry sitkamerpraters, en dan kry jy mense wat sê, yes, my God sê so ek doen dit. My God sê so en ek doen dit. Nou hoor gou, Dawid was benoud. Toe gebeur iets anders, kom ons lees net vers 6. En Dawid het dit baie benoud gehad. Dawid is 'n oorlogsman, maar hy het dit benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Hierdie 600 manne sê, kom ons maak die leier dood. Kom ons maak vir Dawid dood. Hier is ons vrouens weg, ons het agter hierdie ou aangegaan, ons loop agter Dawid aan, ons maak oorlog saam met Dawid, en kyk wat het ons nou. Ons stee huis nie, hy's afgebrand, ons stee ons vrou nie, en ons kinders, ons dogters en seuns is weg. Hierdie leier is sleg, kom ons maak hom dood. As hulle daar vir Dawid doodgemaak het hulle nooit weer hulle vrouens gesien nie, en nooit weer hulle kinders nie. Moenie jou oplossing
doodmaak nie. Jy kan jou oplossing met jou tong ook doodmaak. Praatjies om 'n vuur. As ek hom nou by die huis kom, gaan ek hom 'n lekker dop drink. Die dop gaan jou later drink. Pas op wat jy maak met hierdie tong. Pas op hoe jy mekaar doodgooi met die klippe. Dit gaan goed met ons in Suid-Afrika. Ons lewe oorvloedig, maar dan wil ons kla. Ons wil kla oor hoe slaap ons. Ons wil kla oor dit. Hou op kla, dan gaan jy in jou beloofde land in. Maar in elk geval, Dawid was benoud. Dawid was skuldig. Hulle wil hom stenig, hulle wil hom vermoor. Nou Dawid 'n keuse. Of hy hardloop weg. 600 manne om my staan en daai manne het wapens, hulle het spiese, hulle het pangas. Hulle het klomp dinge. My maat, jy sal nie daar vrykom nie. Dawid kan beklei soos hy wil. En hy kan slingervel gooi soos hy wil. Hy 600 sal vir hom doodmaak. Hulle sal vir hom vertrap. So Dawid kon of verdwyn het so in die grasies en gehardloop het. Dawid ken van hardloop. Dawid se lewe tot hy koning raak het hy baie gehardloop. Dawid was 'n kansvatter, maar Dawid was 'n man na God se hart. Gaan kyk die Bybel. Nou tog net hierdie snert wat nou weer opstaan in die WhatsApps. Vanoggend kry ek ook een waar hulle nou Christus en Yeshua so lei dat jou tweede naam mag nou Christus wees. Ek het hom nou gisteraand begin kry en vanoggend ook. En nou begin mense stuur, rooi is Christus straks. Jy mag nou dit. Ek bestraf hulle in die naam van die Here. Ek is nie God nie, ek is nie Christus. Nie vir my net nie, hulle noem hulle self ook so. Hulle haal nou hierdie verse aan wat sê, jy raak nou 'n tipe van 'n godjie. Besop vir wat hier rondloop. Daar's een evangelie, sy seun se naam is Jesus, en jy bekeer jou tot hom en jy word gedoop en jy lewe heilig. Dit is so plain. Hou op te wil diep gaan en op die ou end vang jy jouself en jy's in 'n ding in. Al hierdie mense wat die goed vir my stuur vanoggend, is mense wat eens op 'n tyd God gedien het, wat van Jesus gepraat het. En gister sê ek vir die een ou, jong, jy gaan nou al 'n jaar en 'n half aan net oor die een onderwerp. Praat net 'n slag oor Jesus. Hou op vir my video stuur oor die ander goed. Hier stuur hy dit vir my. Dit wys jou, hou jou met die woord besig. Kniel by die woord. My hele boodskap vandag kom op een punt besig. Bid elke dag. Raak stil by Jesus. Kuier by die voete van Jesus en jy sal prosper. Dis die antwoord. Maar okay. Kom ons kyk 'n bietjie vers 7. En Dawid sê, hy maak 'n keuse. Abjatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring. Hulle het 'n skouerkleed aangetrek as hulle bid, daai jare. Die Chilim. Die Tirim en daai twee stene was in die skouerkleed. Noem ek die Chilim sommer vanoggend hierso. Maar in elk geval, en daar klomp betekenisse, ons kan 'n hele preek hou net oor die skouerkleed. Die skouerkleed bestaan nie meer vandag nie, want die gordyn het geskeur by die allerheiligste, jy kan direk met God praat. Maar daardie tyd moet hulle met die skouerkleed gaan raad vra het. En eintlik was Dawid die koning, hy was nie die priester nie. Maar Dawid sê, ek kom nou in die priestersamt, nou praat ek met God. En dit is wat ons moet doen. Wanneer die benoudheid oor jou kom, praat met God. Maar weet jy wat sê mense? Ag, weet jy hoe rooi is ek rook nou, want die lewe is vir my verskriklik swaar. So jy wil vir my sê, jy gaan na dooie twak toe, omdat die lewe swaar is. Ek gaan liewerste na 'n lewendige God toe, as die lewe swaar druk. Want hy kan my help. Wat kan hy dooie nikotien twak jou doen? Nou hoor wat doen Dawid, die manier van bid, vers 8. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitry. Hoe bid van ons? Ag Here, u sien my huis is afgebrand. Here, u sien my vrouens is weg. My kinders is weg. O, Here, ons gaan te gronde. As 'n manier van bid. Dan sê ek nou vir jou, Dawid sal sy eie oplossing gestenig het met sy gebedswoorde.
Maar Dawid kom doelgerig by God, want hy het 'n verhouding met God, en hy weet hoe om met God te praat, en hy weet hy moet geloofswoorde spreek, en hy sê, sal ek hierdie bende agterna jag? Hy soek net die groen lig by God. Hy sê, sal ek hulle inhaal? Hy wil net weet, gaan hy hulle inhaal? En die Here sê, jy sal slag. Gaan. Jou manier van jou gebed bepaal jou sukses in jou toekoms. Om van die oggend tot die aand te kla, sal jou 40 jaar vat om by jou beloofde land te kom. Of jy gaan nie daar kom, jy gaan omkom in die woestyn. Maar om lofprysingsmusiek op te sit, hoor vandag, mense hoef nie eers berading te kry nie, hulle kan lofprysing, worship musiek opsit, as jy depressie het, as jy enigiets, en begin net loof en prys God vir 3 ure, en jy sal sien dit stop, maar nou stop hulle net daar, nou doen hulle dit eers weer oor 3 maande. God soek elke dag worship, doen dit elke dag. Vers 9 en 10, daarop het Dawid weggetrek, hy met die 600 man wat by hom was, en toe hulle by die spruit Besor kom, het die ooriges agtergebly, 400. Dawid het naamlik agtervolg, hy met 400 man, terwyl 200 man gebly het, wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek. Hoor gou mooi, na jy bid, kan jy nie gaan stil sit nie, dan moet jy iets doen. Luister, as jy bid vir 'n kar, dan doen jy, ek het 'n bakkie vir 9 of 12 jaar, ek weet nie altyd hoe lankie, het ons met 'n Jetta voertuig, ek en Stella, die duine van Botswana gery. Ek is struis was tot in die noorde van Namibië. Ons het oral in Suid-Afrika gery met daai Jetta. Dan sê ek, Here, ek moet mos 'n bakkie hê. Dan bid ek vir 'n bakkie, dan kry ek nie een nie, want ek het nie gebid soos Dawid nie. Ek het nie doelgerig gebid nie. Ek het klaar gebede gebid. Here, U sien dan ek ry met die Jetta. Die Here sien dit, ek hoef hom nie dit te vertel nie. Maar toe ek die dag ek 'n ander is, hy was nog jonk, gaan staan, en ek sê, bring die emmer, en ons gooi die shampoo in, en ons begin was die bakkie, en ons draai voor, daar is nie 'n bakkie nie, maar ons lewe in geloof, en nie in aanskouing nie. En ons was, en die ouderling kom loop verby, en hy kyk so, hy skud net sy kop, want daai oomblik toe was ons die speeltjie, en ons vryf die speel op, anders gaan hulle kamera, hy neem my saam met die bakkie af. Ek gaan staan in die teerpad in 'n groep, bakkie kom in Jesus naam, en ek is so seker, die bakkie gaan nou omkom ry. En hier kom ry my vrou met die Jetta. Die volgende dag toe ek die bakkie, 'n double cab Isuzu, en van daar af het ek nog altyd bakkies gehad. Moenie jou oplossing doodgooi met die klippe nie. Nou hoor gou hier, dan vers 10. Daar het 200 man agtergebly wat moeg is by die bagasie. Daar's altyd in die lewe 'n klomp wat agterbly by die bagasie. Hulle bly agter, weet jy hoe daai een my te nagekom? Die kerk het my so te nagekom, ek sal nooit weer kerk toe gaan. Jy hoef nie. Dat daar plek is vir ons, want ons moet nou social distance hou. So bly by die huis. Dan kan die ander een gaan. Daar's so baie wat by die bagasie nog sit. Weet jy hoe het my ouma my behandel? Of my pa? Of my ma? Daai een wat my gemolesteer het. Dis goed om oor hierdie goed te praat. En jy moet partykeer getuig daaroor. Maar jy kan nie by die bagasie bly nie. Gooi die bagasie nou af vir altyd. Hierdie klomp wat by die bagasie gebly het. Hoor nou mooi. Nou net gaan hierdie ander 400 die manne verslaan en hulle vrouens en kinders terugkry. Nou loop hulle terug na die bagasie toe. Hoe voel daai 200 wat daar lê? Hey, daar kom Sunny en Petronella en Yvonne saam. En hier kom hardloop die kindertjies. Ai papa! Waar was papa nou net toe hulle oorlog gemaak het? Nee, papa het hier by die bagasie gesit. Ek dink die vrouens het so aangekom, sê jou sleg ding. Wat sê jy hier terwyl die ander 400 ons moet gered het, hè? Dink jy daar was hier 'n gesprekkie? Ek dink regtig, daar's vrouens wat gesê het, so jy het my maar net daar gelos. Want hulle was moeg.
Hulle het by die bagasie gebly. O, ek het depressie. Ek moet nog 'n ou pilletjie sluk. Ek moet by die bagasie bly. O, ek moet nog 'n Chesterfieldjie rook. Ek moet by die bagasie bly. O, ek moet nog 'n bietjie oreer. Ek moet by die bagasie bly. Jy moet besluit, is jy een van hierdie 400 of een van die 200? Ek wil liewerster van die 400 wees, wat daar die oorwinning kry, en terugkom stap met die oorwinning, as wat ek my vrou in die oë moet kyk en my kinders, en dink, Jessie, ek was maar moeg. Tot die dag van jou dood sal hulle onthou, hierdie ou sleg ding was moeg. Hy het my nie kom haal in die oorlog nie. Wilbrand, hy's nou dood. Ek dink hy's op 96 dood. Wat is sy naam? Wilbrand? Richard Wilbrand. Richard. Okay, die Duitser sê Richard. Okay, Richard Wurmbrand, nie Wurmbrand nie soos ek sê. Maar hierdie ou het ook na die geslote lande toe gegaan. En die dag toe in sy land presies gebeur wat nou in Suid-Afrika gebeur, wat hulle begin het die Christendom versmoor, toe sit hulle in 'n 4000 mense in 'n raadsale en dis op radio gekoppel. Baie lang voor ons geboortes. En hulle begin praat baie Christelik en vertel hoe hierdie land, Roemenië en wat gaan gebeur alles. Die volgende oomblik sê Richard Wilbrand se vrou vir hom, jy sal moet opstaan hier en praat en sê hierdie mense is nou met nonsens besig. Waartoe beweeg ons? Hy sê my vrou, as ek nou opstaan, sal jy sonder 'n man bly jou lewe lank, want hulle sal my toesluit binnekort. En sy sê hierdie woorde: ek bly liewerster alleen as met 'n lafaard in die huis. Ons moet sulke attitudes kry. En toe staan hy op en hy het in die tronk gesit en hulle kom een aand na hom toe. En hy was ingekelder tot in water gesit. En hulle sê vir hom die aand, ons laat jou vry. Toe sit hy al 9 jaar of iets. Ek is nie seker van die aantal wat hy sit. Toe sê hulle vir hom, ons laat jou vry. Al wat ons vra, jy mag in jou huis preek vir mense. Jy mag in jou huis berading doen en bid vir mense. Jy mag net nie dit buite op die plein doen nie. Ons 99% van die pastore sal ja gesê het, want ons sien hulle nie op die plein nie. Ons sien hulle nie buite nie, so hulle sal tevrede gewees het. Weet jy wat sê Wurmbrand? Laat julle my nou vry staan, ek vanaand 12 uur in die middel van die stad en preek. Toe sê hulle, bly jy. Dis godsmanne. Dis godsmanne. Nie hierdie slappies, my senuwees, kan ek net 'n Chesterfieldjie kry? Jy soos, ek is lus om my ander woord te gebruik, maar ek sal net by slap stop. Want nou net is daar weer 'n pastoor wat in sy kantoor wegkruip, wat net weer die woord hoor. En nie is waar die tye die teer slaan nie. En dan is dit, Kruis, kyk, het julle gehoor die woord wat hy sê? Ek sê die woord, want jy so lui. Jy moet wakker raak, man. Sorg vir die vyand. Kom ek lees gou vir jou vers 11 tot 16. Toe vind hulle in die veld 'n Egiptenaar wat hulle na Dawid bring. En hulle gee hom brood om te eet en water om te drink. Hy Egiptenaar is een van die mense, een van die vyand wat hulle huise afgebrand het. Dis een van die mense wat hulle kinders laat ontvoer het. Hulle gee hom waaragtig brood in kos. As hulle hom bygeloop het en sy kop afgekap het, het hulle nie hulle vrouens teruggekry nie. Moenie pasop partykeer om die vyand te na te kom jy jouself te na. Pasop. Daarby gee hulle 'n stuk vyekoek en 2 rosynekoeke. En toe hy geëet het, het hy weer bygekom, want hy 3 dae en 3 nagte geen brood geëet nie. Miskien was Dawid hulle se motief nou nie so om die vyand te sorg nie. Miskien net laat hy bykom en praat, maar kom ons los dit nou maar hier. En Dawid vra hom, aan wie behoort jy? En waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is 'n Egiptiese seun, die slaaf van 'n Amalekitiese man, en my Heer het my laat agterbly, omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Pasop, om as jy in 'n span werk, mense te laat agterbly. Hulle kan veroorsaak jou dood. Pasop, dat jy mense vertrap agter jou. Pasop. Ons het 'n aanval gedoen, en toe vertel hy nou, en toe sê Dawid vir hom, okay, sal jy my gou gaan wys waar is hulle? En hy sê, yes, ek gaan wys vir jou. Omdat hulle die vyand gehelp het,
Nou hoor gou mooi, ek sê nie, nooi die vyand in jou huis en laat hy jou môre aan doodmaak nie, dis nie wat ek sê nie. Die vyand moet jy mee handel, jy bid vir die vyand. En as die vyand kom om jou gesin iets aan te doen, dan doen jy ook iets. Nie met haat in jou hart nie. Ek like om te sê, I'm not left, I'm not right. Ek het vanoggend weer gesê, I'm not a right wing vir Cyril Ramaphosa, 'n boodskap gestuur. Toe sê ek, I'm not left wing, I'm not right wing. Maar jy moet nou ore kry of jy's af. Jy het nie verdomp ore nie. Jy luister nie. En ek moet eerlik sê, ek wil hom nog daar hê, totdat die wedergeborenes oorvat. Of wil julle vir Karel Nieau sê, hy het mos dan 'n wit vel. Nou, ek vra maar net. Okay. Sorg vir die vyand. Doen oorlog in God se naam. Nou daar's twee dinge hier aan. Jy kry mense wat loop 'n vloek en skree en drink en rook en aangaan. Ja, ons gaan hulle doodskiet. Ons kom in God se naam. Jy kom so min in God se naam as wat dit is, want God is nie jou God nie. Jy kry daardie. God is nie 'n God van haat nie. Wat haat nie. God wil hê jy hy haat die sonde. Hy haat die sonde, maar God haat nie mense nie. Nou hoor gou hierso, vers 17. En Dawid het hulle verslaan van die aanskemering af tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vry geraak het nie, behalwe die 400 jong manne wat op die kamele gespring en gevlug het. Vers 18. So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het. Ook sy 2 vroue het Dawid bevry. Niks van hulle is vermis nie. Klein of groot, seuns of dogter, of iets van die buit. Niks van alles wat vir hulle saamgeneem het nie. Dawid het alles teruggebring. En Dawid het al die kleinvee en beeste afgeneem. Hulle het hulle voor die ander vee gedrywe en gesê, dit is Dawid se buit. En toe loop hy na die 200 man toe wat daar by die bagasie sit. Almal, kyk net gou hierdie prentjie. Hierdie 400 manne kom aan. Kindertjies wat huppel, hulle is uit die vyand se mag uit. Vrouens kom loop saam. As so 200 plus vrouens wat loop en sê, vra tussen die ander man, nou waar is ons man? Is hy dood in die geveg? Waar is ons man? Nee, jy sal hom nou sien. Hy lê daar by die pak goed. Hy lê en eet, amper sê ek vreet 'n mielie. Hy lê en eet daar. Hy het nie gekom om jou te red. Die kerels, as hy vrouens handsakke in hand gehad het. Daai 200 manne wat daar gelê het, sal bygedam gewees het. Ek kan nie anders om te dink. Sy kyk hom so in die oë. Ook is lief vir jou my liefling. Dankie dat jy veilig is. Jou vuil goed, jy het my nie kom haal nie. Dawid en sy mense het my kom haal. Hierdie is jou swaard. Die woord van God. As jy by jou huis en oral waar jy loop, skrif, dan gaan dit gebeur. Ek wil net gou iets regstel, want mense is verward in hierdie tyd van COVID. Hoekom dood daar so baie wedergeborenes en hoekom dood daar so baie wat die bloed pleit ook? Ek kan nie vir jou die antwoord gee nie. Al wat ek net sê, dis nou nie die wat dood is nie, tussen ons. Ek het opgemerk jy 2 soorte mense. Die een arrogante wat die bloed pleit. En daai bloed beteken vir hom niks nie want hy's arrogant. Ek praat nie van die wat dood is, ek praat nou van ons wat lewe. En dan het jy die een wat uit nederigheid die bloed pleit. Daar's 2 verskillende soorte. En dit sal vir jou werk. Hoekom party dood is, kan ek nie sê nie. Ek bly by die antwoord wat die Here my gegee het lank terug. Toe sê hy, vir julle is dit trauma en tragies, vir my nie. Na jy gespreek het, tot Jesus sê, koop 'n swaard. En ek wil nie mense aanbeveel om te begin vertrou op hulle gunne nie. Maar ek wil tog in hierdie laaste tyd sê, as jy nie 'n gun het nie, sorg dat jy 'n wettige wapen kry om jou manne, jou huisgesin te beskerm. Amper wil ek hê die vrouens moet ons beskerm. En as jy hom het, dra hom, moet hom nie in die kluis hou nie. Waarvoor het jy 'n wapen wat in die kluis is? Maar hoor nou mooi mense, ek kom propageer nie geweld nie. Ek kom propageer nie haat nie. Maar ons lewe in 'n tyd, Jesus, hulle vra vir hom, moet ons 'n swaard kry, hy sê koop een. Hulle sê ons het 2, hy sê dis genoeg. Wat het hy eintlik daar gesê? Moenie overboord gaan nie. Moenie simpel raak met jou wapens nie. Moenie op jou wapens vertrou nie. Maar wees gereed, vertrou op God, moet jy vertrou. Loop saam met die Here. Moenie trigger happy raak nie. Raak in die Here trigger happy om woord te kwoteer. Toe die skote om my klap, ek praat van jy, tjing, tjing. Weet jy wat doen ek?
Op daai oomblik toe sê ek, in Jesus naam, stop hom in sy spore, Here. Stop hom in sy spore. Luister, jy maak oorlog saam met God, as dit moet. Maar ek wil vir jou vra, moenie oorlog skree nie. Vergeet oorlogpraatjies. Bly by Jesus. Maak oorlog teen Satan en sy demone. Nou, daarna moet jy in oorwinning stap. Baie keer, ons roep oorwinning, maar ons stap nie in oorwinning nie. En ek sluit af met hierdie. Dawid kom by die huis, wat afgebrand is. Ek weet nie waar het hulle tydelik gebly nie. So ek vir Dawid geken het, het hy gou 'n ander paar nasies gaan platslaan en vir hom huise afgevat. Hy man het nie gespeel nie. Vyand, maar hy kom by die huis, na hom gebou het of wat ook al. En hy sê vir Ahinoam en Abigail. Hy sê vir hulle, wat dink jy was Dawid se eerste woorde? Luister, ek is moeg. Ek het julle gaan haal, maak vir my koffie. En ek dink hy het gesê, laat die was goed gewas word, die wat oorbly ruik na rook, soos het gebrand het. Kom, laat julle kos maak. Dink julle nie, Dawid het so bietjie vir die vrouens gesê. Ek dink nogal Dawid se vrouens kan op hom trots gewees het. Ek wil hierdie lees wat ek neergeskryf het. The bottom line is, bid oor alles, spreek geloof oor alles, hou op kla en negatief wees, doen iets, hou op wag vir goeie tye, gaan die goeie tye tegemoet. Hoor jy wat ek sê? Hou op wag vir goeie tye, gaan hulle tegemoet. Man, stap sommer, vat 'n besemsteel en dan sê jy, nou kloof ek die Rooisee. Besop net, as jy die Rooisee kloof, loop jy in die woestyn in. So kloof maar die Jordaan. Ek het vir jare die Rooisee so gekloof. Toe kom ek later agter. En as jy die Jordaan kloof, waar loop jy vas? Jericho moet weer verslaan word. Hierdie lewe is vol uitdagings. Jy moet dit maar so aanvaar. Doen iets, hou op wag vir die goeie tye, gaan die goeie tye tegemoet. Goedheid en guns, spreek ek oor jou uit, sal jou volg. Dan, 2 Samuel 5 vers 10. En Dawid, julle hoef nie na te slaan nie, luister. 2 Samuel 5 vers 10. En Dawid het gedurig deur groter geword. En die Here, die God van die leerskare, was met hom. Hoekom het hy groter geraak? Hy het geken van bid. Die laaste vers, 2 Samuel 3 vers 1. En daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid. En Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker. Jy kan besluit of jy die huis van Saul is, of die huis van Dawid is. Dawid het God gesoek, gaan kyk die psalms. Saul het na die spiritus gegaan, na die heks van Endor, en vir Samuel het die dode laat oproep. Dawid het direk God gesoek. Gaan en raak groter in God. Alles begin op jou knieë. Die wat dit vat sal binnekort getuig. Die wat dit weer te lui is vir bid en nie God se aangesig daagliks soek nie, sal sonder getuienis by die bagasie agterbly. Ek wil hê ons sit net so en ek wil 'n lied vir jou speel en wanneer hierdie lied speel, wil ek hê dit moet in jou insink. As dit is dat hulle hom op Kruiskyk sit, sal hy daar sit. Okay. Vir Kruiskyk en YouTube se mense, wil ek net sê, gaan Google die liedjie of gaan kyk die liedjie, Down on Your Knees. Down on Your Knees. Soek die Here op sy knieë. Sit net gou stil en laat die Here jou aanraak. Ons gaan geen uitnodiging hê vanoggend nie. Hierdie is jou uitnodiging saam met God. God gaan nou met jou praat en hierdie week gaan jy op jou knieë bly. Gaan loop in die veld in en gaan kniel voor die Here, man. Kniel voor God in Jesus naam.